Haarverlengings. Handhaaf effektiewe en veilige werksmethodes wanneer verlengings bygevoeg word. Definisies van haarverlengings. Inknip, klip-in haarverlengings. Tydelike haarverlengings met klein knippies wat aan die natuurlike hare vasgeheg word en maklik in en uitgehaal kan word sonder gom of chemikalieë. Inplak, tape-in haarverlengings. Semi-permanente haarverlengings wat met 'n spesiale kleefband tape aan die natuurlike hare vasgeplak word, gewoonlik in dun afdelings en vir 'n paar weke in die hare bly. In kniphaarverlengings, voordele en nadele. Voordele. Maklik en vinnig om aan te sit, 5-10 min. Geen gom of chemikalieë nodig nie. Tydelik en maklik verwyderbaar. Herbruikbaar met goeie versorging. Meer bekostigbaar as permanente verlengings. Baie style, lengtes en kleure beskikbaar. Laat natuurlike hare rus. Nadele. Nie vir permanente dra nie, moet uitgehaal word. Kan sigbaar wees in dun hare. Kan ongemak of hoofpyn veroorsaak. Kan hare beskadig as dit verkeerd gebruik word. Kan loskom of skuif. Benodig gereelde onderhoud. Nie ideaal vir baie dun hare nie. In plakhaarverlengings, voordele en nadele. Voordele. Lê plat en lyk baie natuurlik. Liggewig en gemaklik om te dra. Vinnig om aan te sit, 30-60 min. Herbruikbaar met nuwe tape. Ideaal vir medium tot fyn hare. Minder spanning op hare as sekere ander metodes. Kan gewas en gestileer word soos natuurlike hare. Nadele. Benodig professionele aanwending. Kan hare beskadig as dit verkeerd verwyder word. Moet elke 6-8 weke opgeskuif word. Gom kan loskom met olie of hitte. Nie geskik vir baie olierige hare nie. Kan sigbaar wees as dit verkeerd geplaas word. Vereis spesiale produkte sulfaatvry. Keratin-warmverbinding haarverlengings. Keratin-tip-binding word met 'n verwarmingselement aan die hare geheg. Koue verbinding mikroskakel haarverlengings. Mikroskakel haarverlengings het baie klein silikoon of metaalkraletjies wat gebruik word om die stringe aan 'n klein stukkie van jou eie hare te heg. Die kraal word dan vasgeklem en hou die verlenging in jou hare in plek. In werkhaarverlengings. Weefhare word ingesit deur die natuurlike hare eers in rye cornrows te vleg en dan 'n naald en garing te gebruik om die weef in die vlegsel of koring vas te werk. In werkverlengings kom ook in pruikvorm, wat op dieselfde manier in koringrye vasgewerk word, maar die hare kom in een stuk in teenstelling met aparte haarstukke. In gomhaarverlengings. 'n Gomhaarverlenging is 'n inslag van hare wat op die kopvel vasgeplak word om in plek gehou te word. Beplan en berei voor om hare te heg. Produkte, toerusting en gereedskap vir haarverlengings. Professional het 'n klamp haarverlenging eyster. Mikroringe. Mikroringtang. Haknaald. Borsels en kamme. Haarstuk kleefband. Naald en garing. Verdelingsknippe. Keratinhegstokkies. Kopvel beskerm hittepapier. Verbinding gom. Gomverwyderaar. Weefwol. Gomgeweer. Houtloop. Kyk vir kontra-indikasies vir haarverlengingsdienste. Kontra-indikasies vir haarverlengings. Kontra-indikasies beteken enige toestand waar haarverlenging skade kan veroorsaak of nie behoorlik kan hou nie. 1. Kopvelprobleme. Infeksies, bif. Ringworm. Oopwonde of skrape. Ernstige skilfers of ontsteking. Rede kan vererger en versprei. 2. Baie swak of beskadigde hare. Ekstreme breekbaarheid. Oorverwerkte hare blyk hitteskade. Baie dun of al hare. Rede. Hare kan maklik uittrek of breek. 3. Allergiese reaksies. Allergie vir gom, tape of metaalklips. Rede kan jeuk, swelling of uitslag veroorsaak. 4. Oormatige haarverlies, alopecia. Aktiewe haarverlies of mediese haaruitval.
Rede, verlengings kan ekstra spanning veroorsaak. 5. Olierige kopvel vir inplak veral. Oormatige olieproduksie. Rede, inplak heg nie goed nie en glip maklik uit. 6. Onlangse chemiese behandelings. Net na perm, relator of blikbehandeling. Rede. Hare is swak en breek maklik. Berei die hare voor vir haar verlengings. Haar verlengings word aangebring tot op 'n punt wat 'n hoefyster gedeelte bo op kop om die kop by die slape sal skep. As jy verder op as dit voortgaan, sal hulle te veel by die kop uitsteek. Voordat jy voortgaan met die verlengings, moet jy die hare was, opknap en die hare droogblaas. Dit is veral belangrik vir verlengings wat langer duur, aangesien dit die enigste tyd kan wees wat die kopvel 'n goeie vryf sal kry om dooie velselle vir 'n geruime tyd te verwyder en die kopvel skoon te maak. Wanneer haar verlengings vir 'n geruime tyd ingelaat is dit heel normaal om skilfers by of naby die kopvel te sien vorm. Dit is omdat dit baie moeilik is om die afvallende laag van die epidermis te verwyder wanneer die verlengingsaanhegting so naby aan die kopvel is. Dit word maklik verwyder deur hare te was nadat die verlengstukke verwyder is. Haar verlengings word aangebring tot by die boonste deel van die kop wat soos 'n hoefyster vorm. Dit beteken dit gaan van die een slaap na die ander. As jy hoor as dit werk, kan die verlengings uitstaan en onnatuurlik lyk. Vir 'n volle kop selfklevende verlengings het jy gewoonlik 3 tot 4 verlengings aan elke kant nodig. 5 tot 7 verlengings agter. Dit gee altesaam ongeveer 11 tot 15 verlengings. Mense met dik hare kan meer nodig hê. Inknipverlengings is groter omdat hulle knippe het. Daarom het jy soms minder daarvan nodig, maar hulle kan meer uitstaan aan die kante. Haarverlengings. Verwyder stukke hare. Inknip haarverlengings. Inknipverlengings kan deur die kliënt self uitgehaal word, maar hulle moet versigtig wees. Wys vir die kliënt hoe die knippies werk en hoe dit oop en toeklik. Verduidelik hoe om dit stadig en sagkens te verwyder. Dit help om skade aan die hare te voorkom. Selfklevende haarverlengings. Dit is moeilik om presies te sê hoe lank hierdie verlenging sal hou. Dit hang af van hoe goed die kliënt dit versorg. Jy kan vir die kliënt sê dit sal vir 'n sekere tyd hou, maar daarna moet dit verwyder word om skade te voorkom. Anders as inknipverlengings moet selfklevende verlengings deur 'n professionele persoon in 'n salon verwyder word. Dit is belangrik om dit van die begin af vir die kliënt te sê. Wanneer die hare ongeveer eenjum uitgegroei het, ongeveer 4 weke, begin dit moeiliker raak om te hanteer. Dit raak moeiliker om die hare te was, omdat wryf die verlengings kan losmaak. Dit raak ook moeiliker om die hare te borsel of te kam, omdat dit maklik kan vashaak en verstrengel. Selfklevende verlengings word verwyder met spesiale chemiese spuitmiddels of oplossings. Hierdie produkte maak die gom los wat die verlengings vashou. Sodra dit los is, kan die verlengings maklik uitgehaal word. Na verwydering kan jy kyk of die verlengings nog goed genoeg is om weer te gebruik en of dit weggegooi moet word. Anatomie van hare en vel. Fisiese eienskappe van hare. Die wetenskaplike studie van hare en sy siektes en versorging word trichologie genoem wat kom van die Griekse woorde trichos, haar, en ologie, die studie van. 'n Volwasse string menslike hare word in 2 dele verdeel, die haarwortel en die haarskag. Die haarwortel is die deel van die hare wat onder die oppervlak van die epidermis, buitenste laag van die vel, geleë is. Die haarskag is die gedeelte van die hare wat bo die epidermis uitsteek. Strukture van die haarskag. Die laag van die haar. 1. Die medulla, die kern van die haar. 2. Die cortex, die grootste en belangrikste laag van die haar. 3. Die horingheid laag cuticula, die heel buitenste laag van die haar. Tipes hare. Die 2 hooftipes hare wat op die liggaam voorkom, is verlishaar en eindhare terminale hare. Verlishaar is kort, fyn, ongepigmenteerde en donserige hare wat op die liggaam verskyn. Verlishaar het amper nooit 'n medulla nie. Dit word algemeen by babas aangetref en kan tot puberteit by kinders voorkom. Op volwassenes word verlishaar gewoonlik aangetref op plekke wat normaalweg as haarloos beskou word, voorkop, ooglede en kaal kopvel.
sowel as byna alle ander areas van die liggaam, behalwe die handpalms en die voetsole. Terminale hare is die lang, grove, gepigmenteerde hare wat op die kopvel, bene, arms en liggame van mans en vroue voorkom. Terminale hare is grower as verlishaar en met die uitsondering van grys hare is dit gepigmenteer. Anatomie van hare en vel. Fisiese eienskappe van die vel. Die vel is die grootste orgaan van die liggaam en bestaan uit die volgende. Die epidermis is die buitenste en dunste laag van die vel. Dit bevat geen bloedvate nie, maar het baie klein senuwee-eindpunte. Die dermis, ook bekend as die ware vel, is die onderliggende of binneste laag van die vel. Onderhuidse vet is die vetterige weefsel wat onder die dermis voorkom. Dit gee gladheid en kontoer aan die liggaam, bevat vette vir gebruik as energie en dien ook as 'n beskermende kussing vir die vel. Hoe die vel gevoed word. Bloed verskaf voedingsstowwe en suurstof aan die vel. Voedingsstowwe is molekules uit voedsel soos proteïene, koolhidrate en vette. Hierdie voedingsstowwe is nodig vir sy lewe, herstel en groei. Die vel kan nie behoorlik van buite na binne met kosmetiese produkte gevoed word nie. Dit moet voeding hê van voedsel wat ons eet. Funksies van die vel. Beskerming. Sensasie. Hitteregulering. Uitskeiding. Afskeiding. Absorpsie.